Môre, dis Vrydag, dis die 20ste Maart en ons sluit hierdie week af met ons tema rondom geloofsekerheid. Nou is die vraag, waar kry 'n mens daai geloofsekerheid? En die antwoord is net op een plek en dit is in die Here God self. As jy daardie sekerheid loop soek in jouself, in jou, ek wil amper sê jou hoeveelheid geloof, dit wat jy doen in die godsdiens, jou betrokkenheid by kerk of enige ander plek, gaan jy in die moeilikheid kom. Jy gaan ook nie daai geloofsekerheid hê nie, want die geloofsekerheid lê net in God self. Dit is wat Paulus dan antwoord aan Timoteus as hy sê in die 14de vers. Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Nou wil ek kom sê, daar's nie 'n bepaalde resep nie, hoor. Die Here stap met elkeen 'n persoonlike pad na geloofsekerheid. Ons het al 'n bietjie aangeraak oor Elia. Ek wil bykans sê 'n arrogante tipe van geloofsvertroue, dat hy 'n altaar bou teenoor die afgoddienaars en dan daarna in 'n depressie gaan. En wat maak die Here God? Hy vat vir Elia, maak hom rustig, soos ek het sommer in my taal sê, vat hom op verlof 'n bietjie, en in die stilte gee hy vir Elia daardie geloofsekerheid. Job wat alles verloor het, en aan die einde van die dag, Job se worsteling, hoofstuk na hoofstuk na hoofstuk, gesprekke met sy vriende, kom Job uiteindelik in 'n, soos ek dit noem, 'n dieretuin, in die veld, daar tussen die volstruise, die seekoeie, daar kry Job sy geloofsekerheid. Hierdie God wat hierdie diere in sy hand hou en versorg, is die God wat ook vir Job in die hand hou. Johannes die Doper, wat 'n vooraan godsman was, wat selfs Jesus gedoop het, wat vir die mense alles geleer het oor bekering, as hy in die tronk beland, is 'n dood eenvoudige boodskap. Kyk, lammes loop, blindes sien, is vir Johannes die Doper genoegsaam vir 'n duidelike geloofsekerheid. Paulus weer wat gedink het maar hy wil die mense van sekte ontslaa raak, die godsdienst suiwer, die kerk suiwer, met sy arrogansie, word in die bek geruk op die Damaskuspad, en daar weet hy dat hy weet dat hy weet, en word Paulus 'n wêreldsendeling. Martin Luther die teoloog, wat 'n dosent was in teologie, wat geworstel het, ja, hy het alles geweet van die Bybel, en hy het alles geweet van God en Jesus Christus in die kruis, maar wat hy nie geweet het nie, gaan ek hemel toe? Is ek verseker 'n kind van God? Vind dit in 'n teks, Romeine 1 vers 17. Dirkie van der Spy, wat tydens 'n Bybelstudie sy geloofsekerheid het, en ek, myself, Dirk Lou, wat by 'n huweliksverryking nadat ek 'n dominee was, nadat ek 2 of 3 grade agter my teologie, grade agter my naam gehad het, geloofsekerheid kry by 'n huweliksseminaar, omdat iemand die moed gehad het om my te konfronteer, weet jy dat jy hemel toe gaan? Ken jy dit? En daarom kom Romeine 8 vers 16 en sê, die Gees van God getuig saam met my gees dat ons kinders van God is. Dis 'n geestelike pad wat jy moet loop, om te weet, dit is wat die Here ons geskep het. Dis die pad wat die Here met ons geloop het. Dis die pad wat hy vir ons oopgemaak het deur sy kruis en sy bloed. En dis die pad
waarmee hy met ons op pad is, naamlik om vir ons 'n woonplek in die hemel te gaan voorberei, sodat wanneer ek en jy ons kop neerlê, dat ons kan weet dat ons uiteindelik eendag vir ewig saam met God gaan lewe. Here, dis waarvoor ek bid. Weereens, dat U met elkeen van ons 'n individuele pad loop, sodat ons kan weet dat U self is ons geloofsekerheid. U gee dit vir ons deur U Heilige Gees. Ons kom loof en prys U daarvoor. Amen. Ek weet nie wat jou naweek gaan lyk nie, maar mag dit 'n wonderlike naweek wees. Mooi loop.